Hi, my naam is André en dit is Dirk en ons is vandag hier Hallo om julle. saam met jou te praat oor verhoudings tussen ouers en kinders en die lekker ding is, ons het altyd so 'n paar idees daarvan, want ons albei is ouers. Ek het 2 seuns. Dirk, vertel my 'n bietjie van jou gesin. Ek en Julie het 4 kinders, 3 dogters en 'n seun, almal al uit die skool uit en werk. So die lekker ding is, Dirk het al baie meer ervaring hierin, as ek, my kinders is nog op laerskool, en joune is al uit, so ek dink as hy wil praat oor foute wat hy ou gemaak het, en suksesse wat jy beleef het jy baie meer om te vertel as ek, so kom ek begin sommer vandag en ons skop dit af, en as jy die gesprek moet afskop, en een ding sê wat jou seker die swaarste op die hart trek, die ding wat jy die meeste opgewonde maak, om ouer te wees, en jou verhouding met jou kinders, wat sou jy vandag sê, waaroor wil jy praat? André, ek het een groot ding besef, ek het eers toe ek ouer word geleer, jou ouers doen die beste wat hulle kan met dit wat hulle weet. En hulle weet nie alles nie. Hulle is so gebroken soos jy. Maar wanneer jy 'n tiener is jy baie slim, en jy verstaan nie daai. Dis die een ding. Die tweede ding is dat, hulle beskerm jou teen soveel van die lewe, en jy besef dit nie. 'n kind is nooit, soos ons sê, uit jou sak uit nie, en hy's nooit uit jou hart uit nie. Daai ouer-kind verhouding bly daar al is jou kind 50 jaar oud, en my verhouding met my ma is so. En daai lesse leer jy soos jy ouer word, en om vir jou ouers net te sê, hoor jy, ek besef vandag eers, teen hoeveel van die lewe julle my beskerming het, en in my hart het ek 'n moordkuil gemaak en gedink, julle is 'n klomp ape. Daai is die 2 goed wat ek geleer het. Ek dink, terwyl jy so praat, dink ek aan, daar's so 'n hele teorie dat die samelewing ontwikkel, amper soos 'n kind ontwikkel. Dus in die begin is dit net soos oorlewing gewees, en dan op 'n stadium is daar bietjie struktuur wat vorm. En dan word daai struktuur later ingeskerp. En jy kry reëls en maniere wat jy goeders moet doen in die samelewing, en dan ergens langs die pad, soos die samelewing dan ook meer volwasse word, dan kom hy rebelse stadium om te sê, maar hoekom het ons hierdie reëls? Hoekom moet ons aansteer? Hierdie werk nie meer vir my nie. En dan, wanneer jy deur daai fase eers is, dan kom jy agter, okay, dis wat dit is. En jy sien dit nogal in die Bybel, Levitikus, al die goeders met die wette, van jy moet nou daai dierslag so, en jy moet daai ding so, en al die goeders. Dis baie 6 jaar oud. Dis daai ding van, nee, jy speel nie langs die pad nie. Jy moet nie daar, jy mag hier speel, jy mag nie daar speel nie. En dan kry jy soos die ouens groter word, wat Jesus en sy disciples byvoorbeeld so opdaag en sê, okay, maar hoekom mag ons nie langs die pad speel nie? Want ek bedoel, ons kan nie loop. Dit maak nie sin nie. En dan, wanneer ou uitgefigure het, maar die reël daarso was, dis hoekom dit in plek is, juis om jou te beskerm teen 'n klomp goeters, dan sit amper so half soos 'n tweede aha wat jy kry om te besef, dis hoekom hy daar is. Ek dink, jy praat so van 'n aha oomblik om te besef, jou ouers is net mense. Ek dink myne het langer gevat om daar te kom wat ek het besef het, en ek dink, die pen het eers gedrop die oomblik toe ek my eie kinders het, en ek nie 'n klou het wat ek doen nie. En dan kom jy agter, vrek. Jy dink, ouers weet alles, en hulle doen nie. Jy dink groot mense het alles onder beheer, en hulle het nie. En jy dink partykeer hulle is net dom en moedswillig, maar soos jy sê, hulle doen maar net die beste wat hulle kan. Ja, dit raak aan geloof soos 'n kind, waarvan die Bybel praat, en 'n kind glo onvoorwaardelik. Jy het in ons vorige geselsie het jy gesê, jy het nie geweet of jou ouers goed of sleg is nie, dit was jou woorde, en jy glo onvoorwaardelik in jou pa en ma op 'n sekere ouderdom. Of hulle nou goed of sleg is, sleg in aanhalingstekens, want ek dink nie jy kry sommer slegte ouers nie, almal doen die beste wat hulle kan met wat hulle weet en wat hulle het. Maar kom ek val jou dan daar in die rede. Sover praat ons baie sterk van kinder-ouer verhouding, maar eintlik spesifiek van die kant af wat ons dan die kinders is, en ons praat oor ons ouers, maar kom ons draai dit bietjie om. Kom ons praat oor die verhouding wat jy het met jou kinders, want ek bedoel, om te sê, ek het op 'n stadium besef, my ouers doen die beste wat hulle kan, dis goed, maar ek dink, sê ons nie met teiken gehoor hier in ag, en ons sê, maar waarskynlik is dit iemand wat kinders of kleinkinders het, wat hierdie kyk, en
wat sou jou advies vir hulle wees, wanneer dit kom by jou eie kinders, hoe jy hulle hanteer, en wat jy geleer het oor hoe mens met jou eie kinders moet werk? 'n Mens glo onvoorwaardelik in jou ouers, en die ouderdom van jy kleuter is en soos jy tot 'n sekere mate in die laerskool, glo jy jou ouers weet alles. Dis nie by 'n punt waar jy uitkom waar jy 'n besluit neem, hulle weet alles nie. Jy aanvaar net maar my pa en ma weet die beste. En hulle weet dit nie altyd nie, maar jy besef dit nie altyd nie. En wanneer jy jou kinders grootmaak, ewenal as jy groot mens met nog nie kinders nie, is nie regtig in daai plek waar jou ouers was, toe hulle jou groot gemaak het nie. En dan kom jy agter die toon waarmee ek my kinders groot gemaak het. Hoe kan ek verwag my kind moet aan my in my glo en my leiding volg as ek die hele tyd op hom skree? Hoe kan ek verwag my kind moet in my leiding glo, onvoorwaardelik soos toe hy kleuter was, as die toon van my gesprekke met hom altyd dissiplinêr of altyd regstellend is? En dis weer waar daai verskil in persoonlikhede inkom. En daar het ek 'n groot les geleer, en as ek dit met ander mense kan deel, dan is dit 'n fyn lyn om daai toon, wanneer jy met jou kind gesels, vriendelik te hou, sodat hy by jou wil wees. My vrou het 'n spreekwoord, sy sê altyd, be nice to be with, en ek dink altyd daaraan. Is ek iemand waar my kinders naby wil wees, of wanneer ek van die werk af by die huis intrek, slaan hulle dekking vir 'n boom? Dit klink erg, maar daar is sulke verhouding. Ek dink, Dirk, as jy hierdie goed sê, dan dink ek aan daai ding van, jy kom by die huis, jy's moeg, jou kinders is daar so en alles, en hou nie altyd energie om die klein gesprekkies te voer nie. En dan bou 'n ding op, en 'n bou 'n ding op, en 'n bou 'n ding op, en dan op 'n stadium kom jy agter, hierdie ding het al soveel opgebou, ek moet nou 10 gesprekke op een slag voer. En dan dink jy, okay, nou moet ek dit sommer reg doen. Buig hy boompie terwyl hy klein is, mos nou. En as ek nou en ek hoor, dan kom 'n ou met 'n ander invalshoek, as wat jy nou maar net die klein gesprekkies gevoer het. Die interessante ding wat ek onlangs hier geleer het, en wat my vrou eintlik vir my geleer het, maar nou toe leer ek dit by die kerk ook, is ons het kerkdakke lek mos altyd. En hierdie dak is ook nie anders nie. En laas jaar toe haal ons 'n belaglike bedrag geld uit om die dakke reg te maak. Maar die goeie nuus is, die ouens gee vir ons 'n 10 jaar waarborg, hierdie ding gaan nou reg wees. Dakke is sorted. 'n jaar later, lekker die plek soos 'n sif. En daai mense is weg, met die geld, met alles, weg. So ons hou toe 'n vergadering nou die aand, en ons praat oor hierdie dakke wat weer lekker. Ek sê ou wat gesê het is, kom ons maak hierdie goed net reg eens en vir altyd. Ek sê ou wat afgesaai het op daai bedrag geld. En nou is die mense weg. So nou staan ek aan die vergadering, en ek sê vir hulle, ek het die droog gemaak. Ek het gedruk dat ons hierdie goed reg maak vir eens en vir altyd. Nou is die ouens weg. Ek jammer, is my fout. En die interessante ding is hoe hulle my hanteer het op daai vergadering, en die antwoord wat hulle gegee het. Want nou weet ek het die Here se geld hier gemors, omdat ek geglo het in mense wat mense nou nie meer mee kan opspoor nie. En een van die ouens sê vir my, weet jy wat, die moeilikheid is, ons probeer hierdie dak nou al van die gebou is, probeer ons om reg kry. En elke keer is daar elke kort ouens wat kom en sê, ons gaan hierdie ding nou reg maak. En dan kos die kerk 'n klomp geld. Ek sien die eerste ou wat hy stel aftrap, elke kort. Wat ons eintlik nodig het, is iemand wat opdaag en vir ons 'n kwotasie gee om te sê, kom ons maak hierdie dak reg, en ons gee vir jou 'n waarborg. Hy gaan vir 1 jaar reg wees. Net vir 1 jaar. En elke jaar dan kry ons iemand om op te klim, en hy moet ons net 'n waarborg vir 1 jaar gee. En dit, dink ek, dis ouerskap. Ons bedaarder dit baie keer 10 gesprekke op een slag, en dan wanneer hy gesprek kom, wil hy ons sommer daai dak regmaak vir altyd. Ons gaan nou raas, en ons gaan nou praat, en ons gaan nou die pad wys, en dan gaan ons so die pad so hard wys, dat daai ding reg is vir altyd. En dan, as ons 'n tweede keer daai gesprek moet voer, dan is ons geïrriteerd en gefrustreerd, want die eerste keer het dit gevat nie, en nou kos dit vir ons weer al hierdie energie. Maar die realiteit van ouerskap is die woord dissipline kom letterlik van die woord af disipel. Dis die ouens wat agter Jesus aangestap het. Hulle het nie die pad geken nie, hy het hulle nie vertel van die pad nie, hy het hulle die pad gewys, tree vir tree.
En hy moes elke keer maar weer vir hulle gesê het, nee, ons kom maar weer terug na die pad toe. En ek dink dis ouerskap. Ouerskap is nie buig die boompie terwyl hy klein is nie. Ouerskap is buig die boompie. Vir die res van jou lewe gaan jy besig wees om die pad weer te wys vir jou kind. Wie besig om daai ding net reg te maak vir 1 jaar. Nee, of eintlik nie eers 1 jaar nie, vir 1 gesprek gaan jy vir jou kind weer 'n keer help, net om die pad te vind, net vir hierdie ding. En ek dink as 'n mens dit so kan doen, as jy hom kan de-eskaleer van, ek hoef nie nou die boompie te buig terwyl dat hy moet reg wees vir alle ewigheid, en jy moet hom nou net hierso weer, die boompie net weer buig, net hierdie een stukkie. Hulle het nou hulle bakkie vergeet, was nou ongeskik, hulle het nou onverantwoordelik opgetree, net daai een ding, net die pad weer wys, net daai boompie so klein bietjie buig. Dan hoef ons nie in te storm en te raas en te beklei en al hierdie emosionele lading in te gooi in 'n situasie wat dit in elk geval nie verdien nie. Baie waar, wat ek gesien het is dat dit wat jy sê dra minder gewig as dit wat jy doen. En dit raak aan wat jy nou gesê het. Jy hoef niks te sê nie. Maar die pad wat jy self stap as ouer, moet jou kind wil navolg. Nou dis makliker gesê as gedoen. Maar jou aksie spreek baie harder as jou woorde. Ons spottenderwys sê ons baie keer as ouers vir mekaar, doen wat ek sê, nie doen wat ek doen nie. Maar dis so verkeerd, want daai dade, en dis waar mens moet besef dat jou ouers maak ook foute. Dit is ook mense, maar jy sien dit nie so, wanneer jy op daai stadium van jou lewe is. Miskien kan ek net 'n goeie voorbeeld gee van iemand wat dit reg gedoen het. 'n vriend van my kom nou die dag en hy sê vir my, hy en sy kind moet sit en leer. En nou probeer die kind korpaaie vat. Nou sê vir hom, nee, jy moet trots wees op wat jy doen. Jy kan nie net, dit gaan nie net oor aftik nie. Dit gaan oor jou integriteit hierso. So hy probeer vir hom die pad daar wys en alles, en die kind vervies hom daarso vir die ouer, want ek bedoel, hulle wil gaan speel en dit is nie lus vir leer nie. Maar hy kind sak het toe nou maar op, en hulle probeer nou maar nou saamwerk, alhoewel die ou sê vir my, hy kan sien sy kind is lekker geïrriteerd. En toe dit nou klaar deur die werk is, nou gaan speel die kind, en die ou loop so 'n bietjie weg, en hy dog, weet jy wat, hier's 'n geleentheid om bietjie iets groter te doen, om die ding te sement wat ek nou eintlik probeer doen het. Hy gaan terug aan sy kind toe, en hy sê vir die kind, weet jy wat, ek het gesien, jy het jy nou vir my gewip daar. Ek het gesien, jy was geïrriteerd met wat pappa vir jou gesê het. Maar jy het dit nie vir my probeer sleg maak nie. Jy het nie probeer om jou irritasie op my uit te haal nie. En ek wil net vir jou sê, ek is trots op jou. Daar's hy. So hy wys vir hom net, daai disipel, hy wys vir hom net die pad, sê, dit is die pad. Maar die ou vertel vir my so, 'n ruk later, toe moet hulle nou weer leer, en toe is dit nou 'n slegte dag vir die pa, en hy hardloop toe nou rond en alles, en hy het te veel balle in die lug, en al daai goeters, en hy moet saam met sy kind gaan sit, en nou moet hy die goeters vra, maar hy is half geïrriteerd met alles wat net nie in plek val, lekker nie, maar hy probeer maar 'n dapper gesig opsit, en nie skade doen nie, en hy kom deur die leerwerke, alles, soos hulle uit mekaar uit weer, en die ou gaan lê op die bank, net om gou sy WhatsApps op te vang, sê hy vir my. Hy sê, toe hy net so gaan lê, toe kom sy kind by hom en sê, hy pappa sê, gaan opstaan. En die ou se moedsak so half, hy dog, wat gaan nou aan? Hy kind gaan en hy sê vir hom, pappa, ek het gesien, jy was vandag geïrriteerd met my. Maar jy het so hard probeer, om nie vir my, dit vir my sleg te maak nie, om vir my daai irritasie te laat voel nie, en ek wil net vir jou sê, pappa, ek is trots op jou, en ek wil jou 'n drukkie gee. Hoe cool is dit? Met ander woorde, daai kind gaan en hy speel presies dieselfde dialoog terug vir sy ouer, as wat die ouer vir hom gegee het. En dit is 'n ding van, weet jy wat, ek sien nie net jy is geïrriteerd nie. Ek sien hoe goed jy is daarin, om groter te wees as die emosie wat jy voel. En ek dink dis die uitdaging. Dis die uitdaging om juist te modelleer, dit wat jy wil sien in jou kinders. Terwyl dit gebou is op 'n fondasie van aanvaarding en liefde, maak nie saak wat jy doen nie. Maak nie saak wat se foute of prestasies jy doen nie. Ek is lief vir jou. En die enigste plek waar 'n ou daai rolmodel kan kry, is nie eers by jou eie ouers nie. Dis by die manier wat Jesus ons hanteer, voel ek. Die manier wat God na ons toe kom, afbuk na ons toe,
sterf aan 'n kruis, nog voordat ek en jy ons harte vir hom gegee het, is hy lief vir ons. Voordat ons nog besluit het om te bekeer, of om sy disippels te word, kom hy na ons toe, buig na ons toe, en kom wys vir ons die pad. Ek dink dit is die beste voorbeeld van ouer-kind verhoudings. Is die manier wat ons ouer, ons hemelse Vader, met ons wat sy kinders is werk. Absolute waarheid, want ons weet hoe gebroken en stukken is ons. Baie van die foute wat ons maak, weet niemand van nie. En daarom weet jy verdien nie vergifnis nie, want ons is stukken, ons is gebroken mense en onvoorwaardelik kom Jesus en hy vergewe ons. En sy genade is elke dag niet. Maak nie saak wat ek gister gedoen het nie. Het gee my nie 'n vrypas om te maak wat ek wil nie. Maar, soos die psalmdigter sê, His love endures forever. En dis 'n groot waarheid. So 'n paar stappe terug het jy oor die seun wat vir sy pa kom sê het. Dis 'n groot mens gesprek wat die kind met hom gehad het. En ek dink dis ook 'n fout wat ons baie keer maak. Ons verwag ons kinders dink op ons vlak. Jy verwag hy moet goed verstaan wat jy verstaan. Hoekom kan hy dan nie sien? Jy weet, en dan skree jy op hom en sê, waar is jou common sense? Gebruik jou brein. Hy is nie waar jy is nie. Hy het nie om die blokke geloop wat jy geloop het nie. Jy kan nie, dis onrealisties. Nou kyk, 'n kind stretch jou. Nee, hy druk die limits, ons weet dit. Dis die natuur van 'n kind, maar dis net God se genade wat maak dat ons kind deur dit trek en hopelik die meeste van die tyd die goeie voorbeeld vir hom gee. 'n Interessante boek wat ek gelees het so 20 jaar terug is Dr. Phil. En sy uitgangspunt is jou grootste verantwoordelikheid is om jou kind te leer hoe die lewe werk. En dis 'n harde pad. Is nie altyd die liefdevolle alles is maar reg paadjie nie. Die lewe is hard en die lewe is wreed en die versoekings vandag is baie groter en baie meer gediversifiseer. Die duiwel klim oral in en die tegnologie leen hom daartoe. Maar dit is goed om te besef dat ek 'n verantwoordelikheid het. Om jou kind te beskerm is goed, maar jy moet hom ook leer hoe werk die lewe. As jy daai nie gaan doen nie, en hy moet uit jou huis uitstap en begin werk, hoe meer beskermd 'n kind groot geword het, hoe groter word sy probleme op universiteit of wanneer hy uit sy ouerhuis is, want hy was nie blootgestel nie. Byvoorbeeld, daar's ouers wat dogters nie laat uitgaan nie, of 'n baie rigiede, amper 'n militaristiese benadering het tot uitgaan en dating. En wanneer moet jou kind dan hierdie goed aanleer? Maar Dirk, net met dit, ek bedoel, 'n mens kan dit vry om te sê, weet jy wat, dis 'n bose wêreld daar buite. Ek moet my kind beskerm so lank as wat ek kan. So ek gaan hulle hier hou, dat hulle nie uitgaan nie, en al daai goeders. Want dis nie dat ek nie my kind vertrou nie, dis ek vertrou nie die wêreld nie. Ons as ouers het 'n goeie manier om hierdie goeders op te stel, om dit vir onsself te regverdig, dat ons soos die good guys lyk daarso is, vir my dogter, vir my seun, ek vertrou hulle, maar daai wêreld, nee. Maar die moeilikheid is, dit kommunikeer nie dit vir jou kind nie. Dit kommunikeer 'n ding vir, weet jy wat, ek dink nie jy's in staat om staande te bly teen die wêreld nie, so ek gaan jou nie blootstel aan nie. En daarmee sê ek nie gooi jou kind in elke diepwater en kookwater in nie. Dis 'n ding van leer hulle die pad loop. Wys hulle die pad. Dis wanneer hulle afdwaal. Dis wanneer hulle 'n voet verkeerd sit. Dis wanneer dit eintlik goeie nuus is, want dan kan ons vir hulle die pad wys. Dis elke gesprek is 'n geleentheid om die pad te wys. Maar die moeilikheid is, ons dink as ons hulle net kan weghou van die kwaad, as ons hulle net op die pad kan hou, dat hulle nooit afgaan nie, dan sal hulle reg wees. En dis wanneer dit afval, dis wanneer jy die heeltemal die pad byste raak, want jy het nooit geleer hoe om die pad te vind nie. En so ek weet 'n keer ek wil sê is, ek dink die grootste fout wat ons vir mekaar in ons kultuur sê is buig hy boompie terwyl hy klein is. Terwyl die waarheid is, as ouer, is jou belofte wat jy maak is, ek sal die boompie buig, vir die res van my lewe, sal ek daar wees om die pad te wys.
Ek wil vir julle vra, laat weet my asseblief, wat dink jy van ouerskap? Wat is vir jou die grootste uitdaging? Wat is vir jou die grootste vreugde? Wat sou jou advies wees vir my en Dirk, vir ons kinders? Wat dink jy het ons gemis? So laat weet ons asseblief, wat dink jy? Ja, dankie vir die saamkuier. Dit sal lekker wees om julle gedagtes te hoor en dan gesels ons weer saam rondom dit wat julle voorstel of dit het om te deel. Dankie en tot ons weer sien. Tot ons weer sien.